Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot aan alle ewigheid. Geliefdes, aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons staan, dan sing ons as loflied, Psalm 100, vers 1, 2, 3 en 4. Psalm 100 is nie gekies net omdat dit 'n bekende psalm is nie, maar besonder is dit 'n lied van God se verbondskinders. Met ander woorde, die mense met wie God 'n belofte gemaak het, 'n deel is van sy koninkryk. Sing ons, juig al wat leef, juig voor die Heer. En dan besonder vers 2, die Here is God. In die Psalm staan dat die Here is ons God en erken dat hy 'n volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien in vrees en skape van sy wy te wees. Kom ons staan, dan sing ons saam Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4. Daarna kan ons bly staan vir die belydenis van ons geloof. Gelowiges maak ons deel uit van 'n familie oor al die eeue heen. Saam met gelowiges van die vroegste tye af bely ons in ons harte saam die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, by die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan sit en dan gaan ons saam luister na die wet van die Here. Ons luister saam na die wet van die Here uit Deuteronomium hoofstuk 5. Die fokus van ons prediking vanmôre ook in besonder die woorde van Deuteronomium 5 voordat die wet gelees word. Moses het die hele volk bymekaar geroep en vir hulle gesê, Israeliete, luister na die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. En hoor vers 2. Die Here ons God het by Horeb 'n verbond met ons gesluit. Dis nie ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar ons almal wat hier is en nou lewe. Ja, met julle persoonlik het die Here op die berg uit die vuur gepraat. Ek het destyds tussen die Here en julle gestaan om die gebod van die Here aan julle deur te gee, want julle was
bang vir die vuur, en julle het nie teen die berg uitgeklim nie. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag niemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of sy donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die Here het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan die hele gemeente gegee, by die vuur en die stuk donker wolk uit. En toe het hy stil gebly. Daarna het hy dit op 2 plat klippe geskryf. Dit vir my gegee. Terwyl ons so bly sit, kom ons probeer om skrifbereiding 9:1 te sing. Die melodie is nie baie onbekend nie, maar is dalk bietjie moeiliker sonder begeleiding. Maar ek lees vir ons vers 1, daarmee saam ook vers 11. My siel herdink met sidderbewe hoe God met majesteit bekleed, deur wolk en donkerheid omswewe, sy wet op Horeb het gegee. Dan vers 11. Ons het, o Heer, u wet weerstrewe. Genade is al waarop ons pleit. Gee ons in Christus nuwe lewe om dit te doen uit dankbaarheid. Terwyl ons so bly sit, skrifbereiding 9:1 vers 1 en vers 11. Ons probeer vers 1 en dan as dit nie werk nie, dan sal ek vir ons bid. Saam. Here, soos ons nou gesing het, so bid ons ook. Ons kom as onwaardiges voor U, en genade is al waarop ons pleit. Ons bid, Here, dat U genade sal gee vir hierdie dag. Genade vir ons by mekaar koms. Genade wanneer ons nou die woord gaan aanhoor. Genade wanneer ons U wet hoor, besef dat ons
soveel tekortkominge steeds het. Genade dat U weer vandag die beloftes van die evangelie vir ons duidelik hoorbaar sal maak. Ons bid, o Here, gee ons 'n stil en 'n rustige tyd wanneer ons nou met U ontmoet. Gee dat die werklikheid van hierdie ontmoeting diep in ons harte sal wees. Dat ons sal besef dat U hier teenwoordig is, dat U met ons praat. En dat U nie hier is uit oordeel, maar juis hier is om ons te seën. Ons pleit om U seën. Ons pleit dat U in die genade ons ore sal oopmaak en ons harte sal oopmaak sodat ons die woord kan hoor, die getroos hier uit kan gaan. Want ons weet, Here, dat die wêreld woes en onstuimig is. Dat in hierdie wêreld soveel dinge is wat ons wil beroof van sekerheid vir U beloftes. Daarom bid ons dat U ons deur U woord sal gryp en sekerheid sal gee, die troos sal gee, dat ons waarlik aan U behoort. Dat U ons God is en dat ons U kudde is, U skape wat U deur hierdie wêreld lei. Ons bid ook, Here, dat U met ons gemeente sal wees, met elkeen wat vanmôre nie hier is nie, en wat sy rede ook al, siekte, eensaamheid, weens 'n gebrek aan gemeenskap, of 'n gevoel dat hulle dalk nie behoort nie. Ons bid ook vir die, Here, wat nie hier is nie, weens ongehoorsaamheid, dat hulle dalk hulle harte verhard het teen U, dat hulle nie meer die waarde sien om die woord te hoor of saam met gelowiges saam te kom nie. Ons bid ook vir 'n verlore wêreld, vir mense wat U nog nie ken nie, dat U in hulle harte sal werk, maar dat U deur ons sal werk om hulle te oortuig van U genade en U liefde. Dankie, Here, dat U die wat vanmôre hier is, juis hier bymekaar gebring het, dat ons nie maar net toevallig hier is nie, maar dat U hand ons hierheen gedryf het. En ons pleit, Here, gee ons U genade. Ons bid ook so vir almal wat siek is, wat seer het, almal wat toetse ondergaan het hierdie afgelope week, of ernstige skade, seer gekry het. Ons bid, Here, dat U as die groot geneesheer tog ook op U tyd genesing sal gee. Ons bid dat U hand van genade elkeen sal wees wat seer het. So ook emosioneel en geestelik. En gebruik ons dan in U hand om na hulle toe uit te reik. Ons bid, Here, dat U sal wees met die wêreld wat in onrus en in oorlog is. Ons bid vir mense wat vrede haat. Ons bid vir mense wat vir Christus haat. Dat U hulle ook tot bekering sal roep. Ons bid ook so vir die owerheid, die regering, vir die mense in ons land wat swaar kry. Wees ook so met hulle, gebruik U kerk om uit te reik na hulle toe. Ons bid dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van ons Here, ons koning, ons leidsman in die geloof, Jesus Christus, die Alfa en die Omega, in sy naam alleen. Amen. Voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons staan, dan sing ons eers saam van Psalm 105. Ons sing saam vers 1 en vers 6. Vers 1, 'n loflied, loof die Heer van alle Here, verhoog sy naam en gee hom ere. Maar dan in besonder dan die woorde van vers 6. Die Heer wat nooit sy waarheid krenk nie. Sal hy dan nie die eed gedenk nie, aan Isak in sy trou gesweer. Hy het dit ook vir Jakob weer as wet gegee, as bondsbestel in ewigheid aan Israel. Die woorde van vers 6. Dat die Here nie die waarheid sal verdraai nie, dat hy nie van die waarheid sal vergeet nie. Hy het beloof aan Abraham, aan Isak, aan Jakob, 'n ewige verbond aan Israel. Sal die Here dit dan nie hou nie? Eintlik 'n belydenis, die Here sal dit hou. Kom ons staan, ons sing ons saam Psalm 105 vers 1 en 6. Daarna lees ons uit die woord van die Here.
Ons het die gewoonte om tydens 'n doop altyd die woorde van vers 5 te sing. Ons gaan ook nou daarvan lees uit Genesis. Die Heer wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Al sy beloftes bly van krag tot in die 1000ste geslag. Verbond met Abraham sy vriend bevestig hy van kind tot kind. Kom ons lees nou ook van hierdie verbond wat die Here gesluit het met Abraham. Ons lees saam uit Genesis hoofstuk 15 en enkele dele uit hoofstuk 17. Ons hoor die woordjie verbond baie keer in die kerk en baie keer in ons psalms wat ons saam sing of as ons die formuliere lees. Wat is 'n verbond? Nou kom ons lees daarvan vanmôre uit Genesis 15. Hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham. Ek beskerm jou, jou beloning sal baie groot wees. Toe sê Abraham, Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf en Eliezer, die man uit Damaskus, sal my besittings kry. Abraham het verder gesê, U het nie vir my 'n nageslag gegee nie. 'n Slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Here het tot Abraham gekom. Daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie. Een wat jou eie nasaad is, hy sal jou erfgenaam wees. Toe het die Here vir Abraham buite toe laat gaan en vir hom gesê, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Here geglo en die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Hy het vir Abraham gesê, ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het om hierdie land aan jou as besitting te gee. Maar Abraham vra, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit? Here my God? Toe beveel die Here hom, bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud, en 'n tortelduif en 'n jong duif. Abraham het dit alles vir die Here gebring en dit middeldeur gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit. Die voëls het hy nie verdeel nie. Die roofvoëls het op die karkasse begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. Teen sononder het 'n diep slaap Abraham oorval. Angs, 'n groot donkerheid het hom oorweldig. Toe sê die Here vir Abraham, weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle slawe wees en onderdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal die nasie straf wat jou nageslag slawe maak, en dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Jy sal in vrede sterf en op 'n hoë ouderdom begrawe word. Die 4de geslag na jou sal hiernatoe terugkom. Dan eers sal die ongeregtigheid van die Amorite sy volle maat bereik het. Toe die son ondergegaan het en dit donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en vir hom gesê, in jou nageslag gee ek hierdie land van Egipte spruit af tot by die Eufrat, die groot rivier, die land van die Kenite, Kenesite en die Kadmoniete, die Hetite, Ferisiete en die Refaite, die Amorite, die Kanaaniete, die Gergasiete en die Jebusiete. Dan lees ons saam enkele dele uit hoofstuk 17, die eerste 14 verse. Baie jare later, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. Ek sal my verbond met jou sluit en baie mense uit jou laat voortkom. Abraham het op sy knieë geval. Toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou. Jy sal die vader wees van 'n menigte nasies. Jy sal nie meer Abraham genoem word nie. Jou naam sal Abraham wees, want ek maak jou die vader van baie nasies. Ek sal jou baie vrugbaar maak en sal jou tot nasie maak en koning sal uit jou voortkom. Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan as 'n blywende besitting.
en ek sal hulle God wees. Verder het God vir Abraham gesê, jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslag en al hulle nageslagte. Dit is my verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag. Elke lid van die manlike geslag onder julle moet besny word. Julle moet besny word aan die vooruit. Dit is die verbondsteken tussen my en julle. Elke seun onder julle van 8 dae oud moet besny word. Dit geld vir elke lid van die manlike geslag onder julle, al julle nageslagte, en ook elke slaaf wat as kind in jou besit gebore word, en die slawe wat as van 'n vreemde met geld gekoop word, wat nie jou afstammeling is nie. 'n Slaaf wat as kind in jou besit gebore word, en een wat vir geld gekoop word, moet beslis besny word. So sal my verbondsteken aan julle liggaam wees, as 'n blywende verbond. Elke lid van die manlike geslag wat nie besny is nie, moet van sy volksgenote afgesny word. Hy het my verbond verbreek. En aan die einde, vers 23 tot 27. Op daardie selfde dag het Abraham sy seun Ismael gevat, en al die slawe wat in sy besit gebore is, en ook die wat hy met geld gekoop het, elke lid van die manlike geslag in sy huis, en hy het hulle besny, soos God vir hom gesê het. Abraham was 99 toe hy besny is, en sy seun Ismael 13. Abraham en Ismael is op presies dieselfde dag besny. Al die mans in Abraham se huis, die slawe wat in sy besit gebore is, en die wat hy van vreemdes gekoop het, is saam met hom besny. Ons fokusverse dan, hoofstuk 15, vers 6 en vers 8. Abraham het toe in die Here geglo, en die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. In vers 8, maar Abraham vra, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Here my God? Geliefdes in ons Here Jesus, ons almal ken van Abraham, ons almal ken 'n deel van Abraham. Maar die Nuwe Testament in Hebreërs getuig oor hom as 'n man van geloof. So ons vir Abraham ken, 'n man van geloof. In Genesis 12 sien ons hoe die Here vir Abraham geroep het. Hy sê vir hom, trek weg van jou familie en gaan bly daar in die vreemde. Sonder om te weet waar hy sou gaan en hoe hy sou opeindig, het Abraham alles gevat, getrek. In geloof het hy geglo dat die Here hom sal lei. In Genesis 13, 'n hoofstuk later, sien ons hoe Abraham en sy familielid Lot besluit om land te deel. Abraham kies dan 'n woestyngebied en gee vir Lot die beter landgebied. In geloof het Abraham geglo dat die Here vir hom sou voorsien, soos die Here tog beloof het. Hoe pragtig word daar dan van Abraham se geloof gepraat in vers 6. Abraham het in die Here geglo, en die Here het dit goed gevind, dat Abraham so volgens die wil van die Here handel. Maar nou in Genesis 15 leer ons ook 'n ander kant van Abraham ken. Om dit reg te verstaan, moet ons net die vorige hoofstukke se dele mooi herroep. In Genesis 14 lees ons hoe 4 konings teen die stede van Sodom en Gomorra gaan oorlog maak. Hierdie konings oorwin dan vir Sodom en Gomorra en vat al die besittings en die mense daarmee saam weg na hulle land toe. Nou Lot, wat Abraham se familielid is, was deel van daardie mense. Daarom het Abraham hulle agterna gesit, al 4 daardie konings verslaan en al die besittings en die mense teruggebring na die koning van Sodom. Sodom se koning wou toe vir Abraham beloon. Hy sê, vat vir jou van die dinge wat jy gewen het in die oorlog. Maar Abraham sê, ek het 'n eed afgelê vir die Here, vir God die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, dat ek niks van jou sal vat nie eers 'n garingdraad of 'n skoenveter nie. Abraham se geloof was so groot dat hy sê, die Here sal vir my sorg, ek kort nie hierdie besittings, ek kort nie hierdie beloning nie. En daarom keer hy met leë hande terug huis toe. En dan begin die gebeure van Genesis 15 wat ons nou gelees het. Abraham was gehoorsaam aan die Here, hy het niks saam hom gevat na die oorlog nie. Maar was dit nie dalk 'n fout nie? Skielik sien ons dat hierdie man wat glo en vertrou, ook twyfel en onseker is. 'n Man wat begin wonder en nou begin vra, Here my God, wat kan U tog vir my gee? Here my God, hoe sal ek weet dat ek hierdie goed sal besit? Abraham glo, maar hy worstel ook.
Was dit dalk nie alles verniet nie? Wat as ek glo, maar dis nie waar nie? Die dinge wat die Here beloof het is mooi, dis wonderlik, maar sal God regtig sy beloftes nakom? Here my God, wat? Here my God, hoe? Is dit dalk herkenbare vrae? Vrae wat ons in die geloof ook al gevra het. Want as gelowiges ken ons die beloftes van die Here. Van kleins af hoor ons dit, elkeen wat glo in die naam van Jesus sal vrygespreek word van sy sondes. Elkeen wat glo in Jesus sal die ewige lewe kry. Maar is dit regtig waar? Kan ons regtig hierdie beloftes van die Here glo? En hoe weet ons dat dit sal waar word? Kan God regtig my sondes vergewe, selfs na alles wat ek gedoen het? Is die Here regtig lief vir my? Sal hy vir my sorg? Hoe kan ek weet dat die beloftes van die Here waar is? Ons hoor dit veral by 'n sterfbed, wat mense wat al lank glo, steeds hierdie twyfel en wonder het. Is die beloftes van die Here regtig waar? En dit bring ons dan by Genesis 15, waar ons 'n antwoord van die Here kry op ons onsekerheid. In vers 1 lees ons dat die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom het. Met ander woorde, die heel eerste ding wat die Here doen om ons twyfel en vrees aan te spreek, is om met ons te praat en om eintlik net te herhaal wat ons reeds weet. Hy sê vir Abraham, moenie bang wees nie. Hy weet dat Abraham in sy hart twyfel, dat hy bang is, maak hy nie dalk 'n fout nie. Daarom sê die Here vir hom, ek is vir jou skuld, of anders gestel, ek sal jou beskerm. En Abraham weet mos, dit is waar, hy het beleef hoe die Here hom beskerm het in die oorlog teen die 4 konings. En dan sluit die Here af met die verdere herhaling, jou beloning sal groot wees. Jy het dalk niks van die beloning van die koning van Sodom gevat nie, maar Abraham, soos ek beloof het, ek sal jou beloon. Geliefdes, dit het nog nie Abraham se twyfel weggevat nie, want twyfel is moeilik om te oorkom. Daarom sê Abraham, Here my God, wat kan U vir my gee? U beloof om vir my 'n nageslag te gee, maar ek het nog nie 'n kind nie. 'n Slaaf is die enigste persoon aan wie ek al my besittings nou moet bemaak. Dan herhaal die Here maar net weer dieselfde beloftes. Daai een sal nie jou erfgenaam wees nie, maar een uit jou eie nasaad, jou eie kind sal. En dan lees ons iets besonders in vers 5. Die Here het vir Abraham buite toe laat gaan en vir hom gesê, kyk op na die sterre en tel hulle as jy kan. So baie sal jou nageslag wees. Ek dink vir 'n oomblik mooi oor wat gebeur. In die donker woestyn aand, met 'n helder oop lig, sê die Here vir Abraham, gaan net bietjie uit jou tent uit. Kyk op na die flikkerende sterre hemel. En soos Abraham verstom staan en kyk na die sterre, sê die Here vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Is dit nie aangrypend nie? Maar veral een deel wat ons miskyk. God sê vir Abraham dat hy net vir 'n oomblik uit sy tent moet uitgaan. Letterlik sê vers 5, dat Abraham met God buitentoe gelei met die woorde. En die tent is Abraham baas. Dit is sy gemaksone. Daar word daar handel gedryf, besigheid gedoen. Dis waar die gesin woon. Dis daar waar hy in beheer is. Hy is die hoof. Daar vat hy die houe vir sy gesin. En nou sê die Here, gaan net uit daardie gemaksone vir 'n oomblik. Breek net weg uit jou veiligheid. Jy moet ophou dink dat jy in beheer is. Daar is soveel meer in hierdie wêreld. Liefdes, net soos dit, raak ons ook maar vasgevang in ons eie klein wêreldjie. Ons familie, ons gesondheid, ons werk. Ons vergeet dat daar 'n groter werklikheid is buite die omstandighede wat ons in die gesig staar. 'n Werklikheid wat alles wat ons hier beleef oortref. En net soos daardie werklikheid ons omstandighede oortref, so oortref die Here se beloftes al ons verwagtinge. En vra jouself 'n bietjie af, wat is my tent? Wat is daardie mure wat ek bou, sodat ek eintlik net daarteen vaskyk, ek skuil daar agter? En vra ook, op watter manier wil die Here my soms uit my gemaksone uithaal, om weer sy beloftes aan my te bevestig? Hoe wil hy my weer oortuig van sy genade en sy versorging? En die Here wil ons nie in vrees en twyfel los nie. Hy wil ons daar uitkry. En soms doen hy dit deur ons uit ons tente te bring. Hy moet ons weer deur sy woord herinner aan sy beloftes. En ons moet nie net stil sit nie, maar Abraham moes ook uit die tent uitgaan. Hy moes opkyk. Dis 'n doelbewuste daad. Dit is eers nadat Abraham dit gedoen het, wat ons die woorde hoor. Abraham het toe in die Here geglo. Een van die bene van geloof is vertroue.
Wanneer jy sê dat jy in God glo, dan sê ons nie dat ons al die antwoorde op die lewe het, of dat ons 'n bepaalde stelsel van gedagtes aanhang nie. Ons sê dat ons vertroue het in die Here soos hy homself aan ons openbaar het. Maar vir Abraham en vir ons gaan die Here selfs 'n stapie verder. In vers 7 sien ons dat die Here nie klaar is met Abraham nie. Die Here beloof nie net 'n nageslag nie, maar hy beloof ook 'n land. Hy sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het, om hierdie land aan jou as besitting te gee. Maar God het skaars klaar gepraat, toe duik die twyfel weer by hom op. Abraham vra, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Here my God? Dan doen die Here iets wat ons wenkbroue laat lig. Diere word in die helfte gesny, als roofvoëls en 'n rokende oond wat deur die ding loop. Dis alles so 'n bietjie vreemd. Maar Abraham sou dadelik geweet het wat die Here vir hom vra. Die Here wil met hom 'n ooreenkoms maak. Nou weer eens, vir ons is dit 'n bietjie snaaks, want as ons 'n ooreenkoms met iemand maak, dan sit ons om 'n tafel, ons hou 'n gesprek, ons stel dalk 'n dokument op wat al die bepalinge vasvat en ons onderteken die kontrak. Maar God maak met Abraham 'n ooreenkoms op 'n verstaanbare manier, 'n antieke nabye oosterse manier, deur 'n verbond te sny. 'n Verbond is 'n baie unieke ooreenkoms, en dit het nooit tussen gelykes ontstaan nie. Dit was altyd 'n magtiger koning wat na 'n kleiner heerser toe kom. In plaas daarvan dat die magtige koning die klein heerser heeltemal oorwin met sy koning, met sy weermag en die stad vernietig en al die besittings verloor, kom hy na die heerser toe en sê vir hom, ek wil met jou 'n verbond sluit, 'n ooreenkoms maak, maar dit is 'n baie eensydige ooreenkoms. Die magtige koning gee sekere voordele, soos byvoorbeeld beskerming, maar hy eis ook sekere dinge, belasting en getrouheid. En daarna, nadat die koning na die heerser toe gekom het en die bepalinge vasgestel het, dan het hulle diere in die middeldeur gesny en die karkasse so teenoor mekaar geplaas. Hulle sou dan deur daardie karkasse loop om die kontrak te sluit. Dit was soos 'n handtekening op die kontrak. Maar dit het ook iets simboliseer. Dit het simboliseer wat die vloek is vir die een wat die verbond breek. Soos daardie karkasse soos daardie diere in die helfte gebreek word, so sal die een wees wat die verbond breek. En na die tyd sou elkeen 'n deel van die diertjie huis toe gevat het, 'n horing of 'n hoef, en dit sou 'n teken wees dat hulle daardie verbond gesluit het. En met hierdie bekende, vir Abraham, 'n baie bekende seremonie, bevestig die Here sy ooreenkoms met Abraham. Sigbaar, amptelik, soos 'n kontrak vir Abraham. En die Here gebruik die gewoontes van daardie tyd om vir Abraham sekerheid te gee. En nou is daar 3 dinge wat ons baie noukeurig moet oplet. Die eerste ene, God gee 'n sigbare bewys van sy verbond. Aanvanklik in Genesis 15 stel God geen eise vir Abraham nie. Hy gee geen voorwaardes, jy moet dit en ek sal dit. Die Here gee net beloftes. Is eers later in Genesis 17, toe Abraham 99 jaar oud was, wat die Here vir hom 'n teken en vereistes stel. Die Here verskyn weer aan Abraham en identifiseer homself as die groot koning. Hy sê, ek is God die Almagtige. Groter as dit kry 'n mensie. Dan sê hy vir Abraham, lewe naby my en wees opreg. Ek sal my verbond met jou sluit en baie mense sal uit jou nageslag voorkom. En dan bevestig Abraham dat hy die kleiner party is, deur op sy knieë voor die koning neer te val. En dan maak God hierdie verbond nog ryker. Hy sê, dit geld nie net vir jou nie, Abraham, ook vir jou kinders, ook vir jou nageslag en hulle nageslag. Ek sal jou God wees en hulle God wees, en hulle sal my volk wees. En eers dan gee die Here vir hom 'n eis. Jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslagte. So eenvoudig soos dit, getrouheid, gehoorsaamheid, hou net by die verbond. Maar saam met hierdie eis, gee die Here dan uiteindelik 'n teken. Aanvanklik in Genesis 15, toe die Here die verbond gesny het, het hulle nie 'n deeltjie van die dier huis toe gevat nie. Maar nou gee die Here 'n teken. Elke lid van die manlike geslag moet besny word. Die Here sê, dit is my verbondsteken. Dit is my en julle. 'n Blywende merk. Iets onmiskenbaar en bekend vir die mense aan die tyd. 'n Teken wat jy altyd by jou gaan dra.
Dit is vir hierdie rede dat Abraham nie eers tel hom nie. Dadelik, vers 23 en 26, op daardie selfde dag het hy nog almal van die huisgesin laat besny. Tweedens, Abraham nog steeds veg teen die twyfel. Die aand toe Abraham en God die verbond gesluit het, toe gebeur daar eintlik iets vreeslik. Abraham sny die diere in die helfte, hy doen alles soos God gevra het. Dan wag hy, en hy wag, en hy wag. Maar God daag nog nie op nie. Al wat opdaag is 'n klomp roofvoëls. En Abraham swaai sy arms en gaan te kere, want as daardie aasvoëls daardie karkasse eet, dan is dit so goed as die kontrak word opgeskeer. Abraham moet veg om sy sekuriteit te behou. Maar die roofvoëls is dan ook simbolies vir alles wat die verbond uitdaag. Nie net in Abraham se lewe nie, maar in die lewe van Israel verder. Dit verteenwoordig Sara se onvrugbaarheid, Isak se eensaamheid, Esau en Jakob se vyandigheid. Later verwys dit na Egipte en die Farao. Dit verwys na die volk se sonde en die volke wat vir Israel bedreig het. Roofvoëls van alle kante wat dreig om hierdie verbond te breek. Daarom moes Abraham veg teen die twyfel. Derdens, God is die enigste een wat die vloek van die verbond op hom neem. Nadat Abraham die hele middag voëlverskrikker gespeel het, raak hy teen sononder aan die slaap, 'n diep slaap. Vers 17 lees ons dan, toe die son ondergegaan het en dit donker was, gaan daar skielik 'n rookoond en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Onthou, albei partye moes deur die stukke vleis geloop het. Maar Abraham slaap en die Here gaan alleen deur. Dit is net die Here wat deurgaan. Hy alleen neem die vloek van die verbond op hom. En die Here waarborg, om dit so te sê, met sy eie lewe, dat hy by die verbond sal hou. Hy sal wat hy beloof het vir Abraham gee. Geliefdes, daar's geen godsdiens, daar's geen afgod in hierdie wêreld, geen ding in hierdie wêreld wat so self aan ons verbind nie. Wanneer ons 'n verbond aangaan met geld of 'n loopbaan of aansien of Allah of wie ook al dit is, wanneer ons so 'n verhouding met iets anders het buite die Here, dan is dit altyd ten voordele van daardie ding en nooit ten voordeel van ons nie. Jy kan nie vir een oomblik toegee nie, anders gaan dit ten gronde. En die Here weet dat die mens nie sekerheid het in sy eie vermoë nie. Want jy moet altyd werk en al hierdie ander dinge. Die Here sê, ek sal seker maak dat hierdie verbond blywend is. 'n Sondaar mens kan buitendien nie die verbond met die Almagtige sluit sonder om dit te breek nie. Daarom gee God vir Abraham bo alle twyfel 'n sekerheid dat hy by sy belofte sal hou. Hy gaan alleen deur die vleis. En dit alles gesê, kom ons pas dit nou toe op vandag. Want die gebeure van Genesis 15 is nie net antieke vreemde geskiedenis nie. Die Nuwe Testament leer ons dat die ooreenkoms tussen God en Abraham vir elkeen wat in Jesus glo ook 'n werklikheid is. Dat daar dieselfde ooreenkoms dat die Here ons God is en dat ons sy volk is, dit geld ook vir ons. Die dag wat jy in Christus glo, maak God die verbond wat hy lank tevore reeds op die been gebring het, van krag op ons. En hierdie verbond is nie net vir ons nie, maar soos Petrus sê, wat God beloof het is vir julle en julle kinders, en vir hulle kinders, en vir almal wat al ver is, wat die Here ons God na hom toe sal roep. Gelowiges, ons en ons kinders is deel van God se verbondsvolk. En by die doop het die almagtige God sy verbond met ons gesluit. In die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees word ons gedoop. Hy gee sy beloftes aan ons, God drie-enig, ons is syne. Hy is ons God en ons is sy volk. En die water is dan daai sigbare teken, soos die besnydenis, dat die Here al ons sonde sal afwas. 'n Sigbare ding wat ons kan sien sonder om te twyfel. Die antwoord op ons twyfel en ons vrae is op die doop. Maar al het ons hierdie onbetwisbare bewys dat God ons sonde sal vergewe, kom daar steeds tye van twyfel. Daar's baie roofvoëls wat ons sekerheid uitdaag. Die Satan kla ons gewete aan. Dink jy regtig dat jy deur die Here verlos kan word? Dink jy regtig dat jy wat so sondig is, vergewe sal word? En wat sê die wêreld vir ons? Kyk hoe gaan jy, kind van God, te kere. Dink jy jou Here sal jou kan verlos? Een van daai bekende roofvoëls wat ons baie onsekerheid gee, is tye van stiltes. En ons wag en die Here daag nie op nie. In sulke tye, geliefdes,
Moet ons veg teen die twyfel. Herinner jouself weer aan die beloftes van die evangelie. Herinner jouself aan jou doop. Er word vertel dat Martin Luther baie keer gevoel het asof die Satan hom bedreig en hom aanval, en dan het hy geskree, los my, ek is gedoop. Waarom geliefdes, swaai jou arm, skree as jy moet, maar veg teen die onsekerheid. Moenie bly lê in die twyfel nie. En in die laaste plek moet ons besef, dat God die vloek van die verbond homself geneem het. Abraham het geslaap, en God het alleen deur die vleis gegaan. En die Here sê in die Nuwe Testament, daar is 'n vloek op elkeen, wat nie stiptelik alles doen wat in die wet geskrywe staan nie. Hoeveel van ons kan sê dat ons alles doen wat in die wet geskryf is? En daar is 'n vloek op ons, omdat ons gesondig het. En dan sê die Here ook, maar ons weet dat Christus ons losgekoop het van die vloek van die sonde, van die vloek van die wet, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Jesus Christus sê, soos met daardie diere van Abraham, so was dit met my. So is sy liggaam verdeel, so is sy bloed gestort, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Nou, onsekerheid lê nie in harder werk, maar deur op ons knieë voor Christus neer te val. Ek sluit af. In die begin het ons gesê dat Abraham bekend is as 'n man van geloof. Tog was hy nie 'n man sonder twyfel nie. En juist dit is wat Genesis 15 ons leer. Geloof beteken nie dat ons nooit gaan sukkel of gaan twyfel nie. Geloof is as 'n swak mens, wat twyfel, wat vra het, wat op soek is na sekerheid, na die Here toe gaan, sê Here, ek glo, maar kom my ongeloof te help. Liefde, vind weer jou krag in die beloftes van die evangelie. Vind weer jou troos in die seël van die verbond, jou doop. En vind al jou sekerheid in Christus, en wie die beloftes van God ja en amen is. Val op jou knieë voor hom neer, en hou styf aan Christus vas. Amen. Kom ons bid saam. Vader wat in die hemel is, ons dank U dat U die heerlike beloftes aan ons maak. Belofte dat U as ons Vader na ons sal omsien, ons sal versorg en alles in hierdie lewe ten goeie laat meewerk. Ons dank U dat U deur U Seun ook beloof om al ons sondes te vergewe. Dat hy ons kinders van sy Vader maak. Dat hy ons die vloek van die wet op hom geneem het en ons vrygekoop het daarvan, sodat ons die ewige lewe kan hê. Ons dankie dat U deur die Gees aan ons beloof, dat U ons wedergebore, dat U ons dooie siele lewendig sal maak om vir U te lewe. Ons dankie Here dat U al hierdie dinge aan ons beloof, wanneer ons glo in Christus en met ons hart, ons siel en al ons krag in hom glo. Sterk ons geloof weer deur die wonderlike beloftes. Gee ons weer die krag as U verbondsvolk om te leef tot U eer en getrou te wees aan die verbond. En maak ons weer van harte bereid voortaan vir U te lewe. In Christus naam bid ons dit. Amen. Liefdes, voordat ons die kollekte opneem, gee ons van die kerkraad se kant af ontslag vir diaken Gerdo van der Walt. Hy het vir 'n paar jaar, eintlik lang jare, was hy as diaken van die gemeente, maar sy skedule is baie besig en met die tweede babatjie op pad, of eintlik met die tweede babatjie wat nou al reeds hier is sy skedule nog meer besig. So, waarom gee ons hom ook nou ontslag uit die ampt van diaken? Ons gee nou geleentheid vir die opname van die kollekte. Ons staan dan sing ons ten slotte Psalm 146 vers 1, 4 en 8. Die woorde van vers 4, dis die Heer wat aarde en hemel, die getuies van sy mag, vir die see en wat daar wemel, voortgebring het deur sy krag. So pragtig, wat onwrikbaar in sy trou,
altyd sy beloftes hou. Ook so vers 8, dis die God der leermagte, die troue bondsgod, die troue verbondsgod van weleer, God van wordende geslagte tot in ewigheid, die Heer. Kom ons staan en sing ons saam, Psalm 146 vers 1, vers 4 en vers 8, en daarna die seën van die Here. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou sy vrede gee. Amen.